is ek nog altyd daar. Ek is Jehovah Shammah. Ek is daar. In jou stryd, in jou wroging, in jou storm. Ek is die een wat jou bewaar. Ek is die een wat sorg dat die storm jou nie oorval nie. Ek is die een wat sorg dat jy nie jou voet teen 'n klip staan. Ek is daar om jou te lei op die weg wat jy moet wandel. Ek is daar om jou te versterk wanneer jy swak is. Ek is daar om jou op te tel wanneer jy neergeval is. Ek is daar om jou te bemoedig, om vir jou 'n herder te wees, om jou te bring by lewenswater, sodat jou dors geles kan word. Ek is jou Vader, wat vir jou gesê het, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Ek is die een wat vir jou gesê het, geen hoogte of diepte, of teenwoordig of verlede dinge, sal jou kan skei van die liefde wat ek vir jou het. Ek is die een wat gesê het, kyk, ek is met jou, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Ek is jou goeie God. Dankie, Here, dat ons by U rus kan vind, dat ons vrede in U kan hê. Terwyl daar verdrukking in die wêreld is, weet ons, U het die wêreld oorwin. En U het vir ons U vrede beloof, nie die vrede wat die wêreld gee nie, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, wat ons sinne bewaar. Ons dankie vanmôre vir dit. Wees stil my siel. Moenie opstandig raak in my nie. Jy siel, moenie jou neerbuig in my nie. Weet dat die Here, hy is God. En God is vir my. Ek sal nie angstig word nie. Ek sal nie vreesagtig wees nie. Want dis die Gees van die Here wat vrees aanwek. Die Gees van die Here skenk krag. Die Gees van die Here skenk selfbeheersing. En dis waarin ons staan. Ons dank U daarvoor. Amen. Loof die Here. Onze God is 'n goeie God. Amen. En die duiwel is 'n slegte duiwel. Hy het gekom om te mislei. Hy is 'n dief en 'n rower van die begin af. En hy het nie 'n doel voor oë om dis om te verwoes. Maar wie van julle weet dat groter is hy wat in my is? Is hy wat in die wêreld. Ons weet ons dat geen wapen wat teen ons gesmeer word sal stand hou. Jesaja het dit geprofeteer. Geen tong wat teen my opstaan sal kan staan in die gereg voor God. God is vir jou. Ek het hier aan die begin van die storie hoor, mense sê dit was 'n moeilike week. Want ons werk met moeilike mense. En die besie druk ook moeilik hier in ons sakke. Broer en suster, die petrolprys kan maar R30 wees 'n liter. Die brood kan maar R50 kos. My God always made a way. Amen. Amen. Hy maak 'n weg. Ek weet nie altyd hoe nie. Ek onthou as ek gedog die dag as petrol R20 'n liter kos, dan hou ek op kar ry. Nou is ons daar. Ek ry nog steeds 'n kar. Die dag as brood R20 kos, dan hou ek op brood eet.
onthou, ek altyd vir my pa moes gaan 50 sent se petrol koop vir sy grasnye. 50 sent vir 'n liter. Dit R20 baie gekoop. Nou is R20 niks. Maar broer en suster, moenie rondom jou kyk. Die oomblik toe Petrus rondom hom kyk, toe sink hy. Jesus het gesê in Hebreërs 12 vers 2, hou jou oog gefestig op Jesus. Jou leidsman. En die volëinder van jou geloof. Hy lei jou, en daar, by die einde, wag hy vir jou in. Hy was daar by jou wegspring toe jy gebore was. En hy sal daar wees, wanneer jy jou laaste asem uitblaas. Hy is ons leidsman, en die volëinder van ons geloof. So moenie bekommerd wees nie. Dinge gaan moeilik raak, en vir die kind van die Here gaan dit nog moeiliker raak. Die wêreld is besig om sy stukke mooi in plek te sit, sodat die wat Jesus bely, sal lyk soos die kriminele. Maar ek weet nie van u nie, as ek dan 'n krimineel genoem moet word, dan is ek maar 'n krimineel vir Jesus. As ek moet lyk soos die moeilikheidmaker, wel, dan maak ons maar moeilikheid vir die koninkryk van God. Want die vyand is baie ongemaklik, want hy weet sy tyd is min. Kyk, die duiwel ken ook die Bybel. Hy weet wat sy uiteinde is, en hy wil nie alleen daar gaan gemartel word. Hy soek soveel as moontlik saam met hom. Daarom, omdat sy tyd min is, woed hy homself uit. Hy woed homself uit. Maar ons weet, daar sal 'n val kom. En die vyand sal neergewerp word op hierdie aarde. Sy kragte sal van hom gestroop word. En dan teen die einde van dae, na die 1000 jaar vrederyk, sal die duiwel saam met die dood in die doderyk in die helse vuur gegooi word. Daar waar die antichrist alreeds vir hulle inwag. Daar waar die valse profeet alreeds vir hulle inwag. Het jy geweet dat die antichrist en die valse profeet sal in die hel wees nog voor die duiwel self? Jy moet dit gaan lees. Jy moet dit gaan lees. Daar vanaf Openbaring 18, 19, 20, 21. Gaan lees dit. So God gaan sy toorn uitwoed teenoor hierdie mense, wat die mensdom so mislei en verlei. Wanneer Babylon gaan val, wanneer die hoer van Babel, die vals godsdienstsysteem gaan val, waarmee ons nou so worstel, hierdie vals godsdienste, hierdie vals profete, hierdie dwaalleringe, hierdie health, wealth and prosperity leringe, hierdie emerging church leringe, dit alles gaan val. En dan sal die een wêreld godsdienst ook val, wanneer die antichrist homself sal opstel en sê, ek alleen is God. Hulle almal sal val. Die Here sal hulle verdelg met vuur in die hemel. Die eerste skoonmaak van die wêreld het gebeur met water. Die tweede skoonmaak sal gebeur met vuur, God se toorn. Maar dank die Here, ons is nie bestem daartoe. Dank die Here, daar's verligting vir die wat in hom glo van die verdrukking. En ek dank God daarvoor. Is u nie bly daarvoor? Broer en suster, ek weet nie hoe ernstig is u met betrekking tot ons kunskap in die Here. Ek kry so 'n gevoel dat daar is baie mense wat ernstig is oor kerkhou, maar nie oor hulle wandel met die Here. Ons is ernstig oor aktiwiteite, maar wanneer dit kom by ons heilig maak, wanneer dit kom by ons om te doen wat die Here van ons vra, wanneer dit kom by ons geestelike welstand, dan kry ek die gevoel dat mense neem nie dieselfde erns op daar as met die aktiwiteite. En ek onthou die Here het gesê vir die gemeente in Efese, daar in Openbaring 2, wat hy gesê het, ek sien julle goeie werke. Ek sien hoe besig julle is. Ek sien julle arbeid. Hy sê, maar ek het teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat. En die Here het hulle herinner, dat hulle moet bekeer daarvan. En dat hulle moet terugkeer na die eerste beginsels. Ons kan baie keer so vasgevang word in die doen van die lewe, dat ons agterweer laat die bron van die lewe. En vanmôre is daar 'n diepe erns in my,
om met u so 'n bietjie skouers te skuur en so 'n bietjie saam met u te gesels oor ons toewyding aan God en aan sy woord en om te doen dit wat hy van ons vra. Want dit is uit sy woord waar die oorspronge van die lewe is. Jy weet, daar's 'n skrif in Jeremia 23:29 wat sê, dat sy woord is 'n vuur en dis 'n hamer wat die rots vermors. Die rede hoekom soveel kinders van die Here so maklik rondgeslinger word in hierdie dae en so maklik val vir enige valslering en vir enige dwaling en so maklik val vir die strikke van die vyand met betrekking tot sonde, is omdat ons nie geanker is in die woord van die Here. Die woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Psalm 119:9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord. Ons moet sy insettinge lief hê. Ons moet sy verordeninge bewaar. Daar moet 'n verlange en 'n smagting in ons hart wees na die woord van die Here wat in staat is om ons siele te red. En vir een van die rede het die vyand dit reg gekry om die kind van die Here lui te maak met betrekking tot die kennis van God se woord. Wanneer Hosea 4:6 sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Ons praat nie van algemene kennis. Ek praat nie van kennis oor uile en beere en wetenskap en biologie nie. Nee. Die volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis van God. Hoe gaan ons God leer ken, vriende? Deur die kerk. Ek dink, daar is te veel wat mense eintlik weglei van God af. Ons moet 'n liefde vir sy woord kry. En vanmôre is dit my lering om iets in u wakker te maak, om die woord van God op te neem en dit te verteer. Om 'n honger te kweek vir die ingeplante woord van die Here. Dit was al lekker honger. Ek was gister lekker honger. Ons het die hele dag niks gedoen. Gister al ons by die huis kom toe maak ons boerebolsrols. Ek sal nie vir julle sê voordat ek geëet het. Maar glo my, ek het nie nog gewag vir toestemming, kan ek maar begin eet. Die goed gaan is, toe bid ek en ek eet. En 'n ou wat honger is, eet mos anders as 'n ou wat nie honger is nie. Nie waar nie? 'n Ou wat dors is, drink anders as 'n ou wat nie dors is nie. En 'n mens kan dit sien in die geestelike riekalm ook. 'n Mens kan sien wanneer iemand werklik honger is en werklik dors is. En die manier hoe hulle voed aan die brood van die lewe. Is die honger mense hier vanmôre? Rarig! Hoekom hoor ek nie njam nie? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, in Jesus naam, dank ons U vir nog 'n geleentheid wat ons het om aan die voete te kan kom sit en te kom hang aan die lippe en te eet uit die ewige woord van God. Here, ek onthou selfs daardie dag toe die soldate gekom het om U gevange te neem, was U besig om die volk te leer. En terwyl U besig was, kon hulle U nie gevange neem nie, inteendeel het hy daar gestaan en luister. Van die woord van God het daar die lugruim gevul. Dit was lewegewend. En ek onthou hoe daar dieselfde soldate teruggekom het by die wat hulle gestuur het om U gevange te neem. En toe hulle vir hulle vra, hoekom het julle nie Jesus gebring nie? Toe was hulle antwoord, want nog niemand het ooit gepraat soos daardie man gepraat het nie. Ons het nog nooit gehoor hoe iemand so kan spreek soos daardie man genaamd Jesus. Sy woorde was gevul met ewige betekenis. Sy woorde was lewegewend. Here, U woord is vandag steeds dieselfde. Mag U woord vanmôre lewe voortbring. Mag dit wat dood is, lewend maak. Ek vra dit in Jesus naam. Hierdie woord is nie die woord van 'n mens. Dit is die woord van God.
En ek dank U vanmôre vir U woord. Amen. Wil U nie vir 'n oomblik saam met my blaai? Na 1 Tessalonisense die 2de hoofstuk. Ons gaan net een vers lees, vers 13. God is a lamp unto me, and unto ek weet sommige lees op hulle selfone hulle Bybel, maar julle wat julle Bybel het, weet jy, wie Bybels is, of fisiese Bybels? Ag, wil net so vroeg omdat net so vasdruk nie behoor. Ek sê Here, dankie vir hierdie woord. Dankie vir hierdie stukkie hemel, wat ons kan vashou vanmôre. My pa het altyd vir my gesê, my seun, hierdie Bybel is die enigste stukkie hemel, wat ons kan vashou. En ek is lief vir hierdie woord. En ek bid God, daai woord wat jy so in jou hart vasdruk, dat jy net so liefde sal hê vir die woord van God. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Paulus sê hierdie woorde vir die leser in Tessalonika. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Paulus sê vir hierdie gemeente in Tessalonika, hy spreek sy dankbaarheid uit teenoor hulle, oor die wyse waarop hulle die woord van God ontvang het, wat Paulus aan hulle kon verkondig het op sy sendingreis. En hy spreek sy waardering en dank teenoor hulle uit, dat hulle die woord van God ontvang het. Die woord van God. Die woord van God. Broer en suster, wat het Paulus aan hulle kon verkondig? Die woord van God. Waarna het dit verwys? Dit het verwys na die geskrifte wat Paulus gehad het, waaruit die Heilige Gees, toe hy in Arabië weggetrek het vir 3 jaar, om homself te gaan afsonder. Hy het nie na 'n mens toe gegaan nie, God self het hom afgesonder, en die geskrifte van die Ou Testament aan Paulus bekend gemaak. Hy het die geskrif aangaande die profesie wat heen gewys het na die Messias wat sou kom, het hy aan hom bekend gemaak. Hy het die skrif vir hom oopgebreek, en Paulus, gedring deur die Heilige Gees, vervul met die woord van God, het heen gegaan, nadat hy afgesonder was saam met Barnabas, deur die gemeente in Jerusalem, waarvan Jakobus die apostel, die hoofleraar was daar. Hulle was afgesonder, en Paulus het hierdie woord gevat na die res van die wêreld, na die heidene toe. En dit was hierdie woord wat Paulus aan Tessalonika gaan verkondig het. En hulle die woord met blydskap ontvang. En Paulus spreek sy dank uit. Jy weet, hierdie Bybel is nie sommer net 'n boek nie. Hierdie Bybel is die woord van God. En met betrekking tot die woord van God, as u dit glo vanmôre, dat hierdie boek is meer as maar net mooi verhale. As u hierdie Bybel sien as die woord van God, broer en suster, dan is u en ek veronderstel om aan hierdie boek die hoogste agting te gee wat ons kan gee. Die grootste respek te betoon, die
Nie sommer net ligtelik met dit om te gaan nie. Nie sommer net versie mense te word en koringkorreltjie mense wat 'n versie hier en daar vir mekaar kan quoteer nie. Nee, as ons sê dis die woord van God, hoe durf ons goedkoop met hierdie Bybel omgaan? En hoe durf ons dit ignoreer vir 'n week lank en dan vir die eerste keer dit op 'n Sondag oopmaak wanneer daar iets gesê word met betrekking tot. Wie glo hierdie Bybel is die woord van God? Amen. Weet jy wat het God aangaande homself gesê met betrekking tot sy woord? Psalm 138 vers 2, as jy dit gaan lees, dan beteken daai vers dat God sê dat hy plaas sy woord bo sy naam. Dis iets om aan te dink. Dis om dan, ek sê Martie, jy is klaar daar. Vers 2. Hy sê dit nie in soveel woorde nie, maar die betekenis daarvan sê God dat hy plaas sy woord oor sy naam. Ek sal my neerbuig na die heilige paleis Dis verder. en die naam loof, om die goeie tierenheid en die trou ontwil, want U het vanweë die ganse naam die toezegging groot. Ja, die vanweë die ganse naam, die toezegging, daardie woord toezegging verwys na sy woord. U het vanweë die ganse naam u woord groot gemaak. Nou broer en suster, Jesus self het gesê in Lukas 11 vers 28, hy het gesê salig is hulle wat my woord bewaar en dit doen. Lukas 6:46 sê Jesus self, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Johannes 14:15 kom die Here sê, as jy my lief het julle hom lief vanmôre? That's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name I know. Hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Jy sê, liefde is 'n aksiewoord, dis nie iets wat jy sê nie. Liefde is 'n demonstrasie. En hoe demonstreer ons liefde teenoor hom? Deur sy insettinge te onderhou. Deur te doen wat hy van ons vra. Wat sê Psalm 1 vers 1 tot 3 met betrekking tot die woord van God? Hy sê, salig is die man wat die wandel in die weë van die goddelose, die staan op die weg van die sondaars en die sit in die kring van die spotters nie. Sommige mense wandel in sonde, sommige mense gaan sit net tussen die sondaars. Maar jy assosieer met hulle. Moenie gaan sit in die kring van die spotters nie. Hy sê, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie, en wat sy vrugte sal gee op sy tyd. Dis diegene wat hulle verlustig in die woord van die Here. O man, ek hou julle oë so dop. Ek hou julle oë dop. Want ek wil sien dat daar iets aanskakel wat sê, ek gaan hierdie woord ernstig opvat. Ek gaan hierdie woord my anker in my lewe maak. Want broer en suster, ek raak benoud vir die wat nie hierdie woord bær in hulle hart nie. Want wanneer die moeilike tye gaan kom, gaan jou knie knak. Wanneer die dwaling hierdie wêreld gaan oorspoel, gaan jy die eerste een wees wat nie die waarheid tussen die leuen sal kan onderskei. Want die woord van God is nie lewend vir jou. Moet ernstig maak met die woord. Nou, Paulus kom in Tessalonisense en hy sê, ons dank God sonder ophou toe julle die woord van God ontvang het. Sien julle daai woordjie ontvang? Wanneer die skrif ook al die woordjie ontvang, wanneer hy sê iemand het die woord ontvang, dan sê dit daarby dat so 'n individu het tot redding gekom.
as jy die woord ontvang het, het jy as ware tot bekering gekom. En Paulus dank hierdie mense en sê, ek is so bly dat julle die woord ontvang het. Ons sien in verskeie plekke, veral in Handelinge, hoe individue of groepe van mense die woord aangeneem het of ontvang het. Miskien moet ons net kyk na een of twee plekke, Handelinge 2 vers 41, Martie, en dan ook Handelinge 8 vers 14 en 15. Handelinge 2, net na die uitstorting van die Heilige Gees, vers 41, Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegewy. Ja, die wat sy woord met blydskap aangeneem het, ontvang of aangeneem het, is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele bygevoeg. Baie mense dink, joh, dit is 'n magtige 3000 siele. Luister mense, weet julle hoeveel Jode was in Jerusalem? In vergelyking met die honderde duisende wat daar was, is 3000 eintlik baie min. Maar 3000 siele nie teenstaande het op bekering gekom, want hulle die woord aangeneem. Die woord wat tot hulle gekom het deur Petrus. Kyk gou Handelinge 8 vers 14 en 15, dis waar Filippus heen gegaan het na die marteling van Stefanus. Stefanus het gesterf van Handelinge 7, die apostels het uitbeweeg verder, en Filippus het beweeg in die streke van Samaria, en hy het in 'n stad in Samaria gekom, die evangelie daar verkondig, en die mense het op bekering gekom, die hele stad was in beroering, oor die woord van God wat uitgegaan het, en dis toe Filippus vir Petrus en Johannes laat kom, om vir mense aan op te leer, dat ook die Heilige Gees kan ontvang. Maar kyk wat sê vers 14 en 15. En toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God Aangeneem het. het hulle Petrus en Johannes na hulle gesien. Hulle het afgeklop en hulle gevind dat hulle die Heilige Gees Halleluja. So, Samaria het die woord aangeneem, 3000 in Jerusalem het die woord aangeneem, wat daarna verwys dat hulle tot bekering gekom het. So, om aan te neem, om die woord aan te neem of om te ontvang, is ook equivalent aan aanvaarding van die woord van God. Ons aanvaard dit, dat dit die waarheid is. Dit is ook equivalent aan om te glo tot bekering. Jy kan nie sonder die woord van God tot geloof kom, want waarom glo jy dan? Geloof is uit die gehoor, Romeine 10:17, en gehoor is uit die woord van God. Dis waar ons geloof geanker is, in die woord. Maar vandag glo mense meer in instansies. Hulle glo meer in mense. Hulle noem al mense papa. En prophets, so and so, en bond servants of Christ. Hulle glo in mense. Jou geloof moet nie in 'n mens die Here gee herders. Maar hy is nie die een waarin jy jou geloof moet plaas nie. Jou geloof moet in die woord van God geanker wees. Want daaruit is die oorspronge van die lewe, nie uit 'n mens. So dis wat hierdie woordjie ontvang as ware beteken. En Paulus het gegaan en hy die woord van God aan hulle verkondig. Wat het hy vir hulle gesê? Waar het hulle geglo? Kom ek vat nie gou na Handelinge 17 toe. In Handelinge 17, dis die scenario waar Paulus in Thessalonika gekom het en die woord van God aan hierdie mense in Thessalonika gebring het. Maar wat was die verkondiging wat hy aan hulle verkondig het? Kyk gou wat sê vers 2 en 3. Handelinge 17. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die geskrifte. En het uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. Halleluja! So wat het hy aan hulle verkondig? Dat Christus moes ly, hy moes sterwe en hy moes opstaan. En hy sê, hierdie een wat gesterf het, dit is die Christus. Dis die verkose een. That's the chosen one. That's the anointed one. Die een wat gelei het. Dis die Christus wat ek aan julle verkondig. So Paulus gaan en hy maak aan hulle die evangelie bekend. Want wat sê Korintiërs 15? Ek het aan julle oorgedra wat julle ontvang het, naamlik dat die evangelie, naamlik dat Christus
gelei het, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is en dat hy opgewek is op die 3de dag. Dit is die evangelie. So Paulus het die evangelie aan die mense in Thessalonika gebring. En gesê, daar die Jesus wat gekruisig is, hy is toe al die tyd die Christus gewees. Alright? So dit is wat hy aan hulle kom verkondig. En ons sien, dat toe hy dit vir hulle bring, toe neem hulle dit aan, met blydskap. Hulle glo dit. Hulle sê, Paulus, ons glo dat daar Jesus, wat nou die dag gekruisig was, hy was waarlik die Christus. En Paulus kom, en hy komplimenteer hulle. Hy sê vir hulle, ek dank God, dat julle hierdie boodskap aanneem, nie as die woorde van mense nie, maar as die woord van God. Die evangelie van Jesus is nie menslike fabels nie, mense. Hierdie Jesus wat gelei het, wat 'n geskiedkundige feit is, daar's meer feite oor Jesus se lyding, se kruisiging en opstanding geskiedkundig as wat daar feite is oor die Holocaust. Dis nie 'n fabel nie. Dis nie stories van verdigte menslike wysheid nie. Dis die waarheid. En tog vind ons vandag dat mense by die miljoene sê dat hierdie Bybel is 'n menslike boek. Dat hierdie woord van God wat ons in ons hand vashou, is niks meer as stories en verhale. Die groter deel van die wêreld glo dat hierdie boek se verhale en wonderwerke is niks meer as mitologie nie. Soos Griekse mitologie of Romeinse mitologie nie. Dis al wat dit is. Jy weet, ek onthou van iemand wat ek ken. Hulle was in Israel. En daar sulke busse, sulke toerbusse wat jou rondvat in Jerusalem. En hulle het heel voorgesit in so 'n bus en daar kom 'n meisie op die bus opgeklim. En sy's in haar weermagklere, so sy veg vir die IDF. En in elk geval, en hulle was besig om met die busdrywer gesprek te voer rondom Christus. En rondom die woord van God. En toe die meisie opklim in haar weermagklere en sy is 'n Jood. Sy is 'n Israeliet. Kom ek sê so, sy sê so. Toe vra hulle vir haar, glo jy in die woord van God? Glo jy in God? Sy sê toe nee, sy glo nie. Sy glo nie, sy glo dat hierdie boek is maar net 'n boek wat saamgestel is deur mense wat 'n behoefte gehad het, of 'n behoefte raak gesien het, dat mense wil graag iets in glo, mense wil graag iets aanbid, en toe is daar mense wat so hierdie boek saamgestel het, om vir mense iets te gee om in te glo, want geloof doen jou goed, om te kan glo in iets, doen jou goed. En dis wat die meisie toe nou glo, dat is maar net 'n boek van stories en verhale, dis net mitologie, dit gee mense iets om in te hoop. In elk geval, en so sy bely toe dat sy is glad nie 'n gelowige. Maar die vriend kyk haar toe in die oë en hy sê, kan ek jou 'n vraag vra? Hy sê vir haar, julle bly hier in en om Jerusalem en Israel. Watter regmatige reg het julle om hier in die Midde-Ooste te bly, waar jy nou jouself bevind? Wie het julle die reg gegee om hierdie stuk grond te beset? Weet julle wat sê sy? Sy sê, nee, God het vir ons hierdie grond gegee. Verwysing terug na Genesis 15. En hy sê van, wag net, jy het net gesê jy glo nie in God nie. Jy het net gesê jy glo nie in God nie. Maar nou sê jy, maar God het gesê,
dat hierdie stuk grond behoort aan, want nou God het vir Abraham gesê, so ver as wat jy oog kan sien. Noord, suid, oos, wes, hierdie stuk grond gee ek aan julle. So sy, wat nie glo in God nie, gerieflikheidsondaalwe, verwys na die woord van God om te sê, wel ons het 'n reg om hier te wees, want God het gesê, dis ons grond. Mense, weet julle wat deur ek uit? Selfs mense wat diep in hulle self sê hulle glo nie. Hier diep binne is daar steeds iets wat glo. They just don't want to admit it. Hulle wil dit net nie erken. Diep binne ons weet ons wat is die waarheid, maar ons onderdruk dit, soos Romeine 1 vir ons leer, ons onderdruk die waarheid, want ons het die leer liewer gekry as die waarheid. En die oomblik as jy die waarheid aanvaar, wel, wat is die volgende ding dan? Dan moet jy jou lewe verander. En mense wil nie hulle lewe verander nie. So kom ons glo die leer. Kom ons onderdruk die waarheid, dan kan ons leef soos wat ons wil. Kom ons eet en ons drink, want môre sterf ons. Maar diep binne hulle, glo hulle tog. Die woord sê so. Maar die Thessalonisense, hierdie mense Thessalonika, hulle, toe Paulus kom en hy bring die evangelie van hulle rondom die lyding en die sterwe van Jesus, het hulle die woord ontvang. Hulle het tot redding gekom, want hulle het die woord ontvang, nie as die woord van mense nie, maar as die woord van God. Halleluja! Ek vra u vandag, glo u hierdie Bybel is die woord van 'n mens of die woord van God? Glo u dit? Amen. Is jy gered? Amen. Sien, die woord is in staat om jou siel te red. Man, dis my nering, as ons net kan lief raak vir hierdie Bybel, as jy uitstap en sê, ek kan nie wag om by die huis te kom, om hierdie Bybel op te tel nie, ek wil hom verteer, ek wil hom eet, want ek is honger, dan voel ek het ons doel geslaag vandag, want dit, mense, ons wil nie soos jy groei en groot nie, ons wil diep groei, ons wil kom tot die volle grootte in Christus, ons wil volwasse manne en vroue in die Here raak, ons wil daai Rambo wees, geestelik gesproke, wat soos een man, tussen hulle klomp pynlikker is dat hulle sê, give me your best shot. En ons kan weer lê en vermaan en bestraf, soos dit nodig is, ons kan mekaar leer en lei. Sal dit nie wonderlik wees, as ons almal God saam groei, tot die eenheid in die geloof, terwyl ons die eenheid van die Gees bewaar. Dis ons lering vanmôre. Alright? So u sê, u glo die Bybel, is die woord van God. Ek glo dit, en omdat ek dit glo ek hierdie Bybel is onfeilbaar. Hierdie Bybel is sola scriptura, is die woord van God, dit is onveranderlik, dit is onfeilbaar, en dit moet vervul word. Alles in hierdie woord moet en sal vervul word. Ek glo dat hierdie boek is die openbaring van God homself aan die mens. Dis wat ek glo. Dit betrekking tot hierdie boek. Nou hierdie boek sê vir my, dat die Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenheid, was die een wat hierdie boek geïnspireer het. Gaan gou vinnig daarna 2 Samuel 23. Kyk wat sê Dawid. Want Dawid het dan baie psalms geskryf, mooi psalms, die waar nie, profetiese psalms, die Psalm 110, die Psalm 104, die Psalm, man, daar is soveel psalms, maar, wat sê 2 Samuel 23, vers 2? Ja. Die Gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong. Hoor wat sê Dawid, dit was woorde wat hy gesê het, net voor hy gesterf het, hy was op die laaste van sy dae, hy sê, die Gees van die Here, sê het geweet? Die Gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong. Die Gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong. Met ander woorde, toe Dawid sit, en hy skryf die psalms, raai wie was die een, wat deur hom gespreek het? Dit was die Gees van die Here, wat in hom gespreek het, en sy woord was op sy tong. So, Dawid was geïnspireer deur die Gees van die Here, toe hy geskryf het. Jesus het dit bevestig.
Kyk gou wat sê Matteus 22 vers 43 en 44. Dit is waar die fariseërs na Jesus toe kom en hulle probeer hom uitvang. En Jesus verwys na 'n psalm van Dawid wat hy die woorde gespreek het, die Here tot my Here gespreek, dis die messiaanse psalm van Psalm 110. Maar kyk wat sê Jesus. 43. En hy sê vir hulle, hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem as hy sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het op voetbank van die voetbank. Hoe is dit dan dat Dawid in die gees gespreek het toe hy gesê het, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Dis Psalm 110. So, want Jesus vra vir hulle vraag, hy sê, wie sê julle is die Christus? Hulle sê, hy is die, wie is sy vader? Hulle sê Dawid. Lees gou die vers 42. Wat het Jesus hulle gevra? Wat dink julle van die, en hy sê, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom, Dawid se. Ja, met ander woorde, hulle sê, Christus sal uit 'n mens kom. Ja. Hy is die seun van Dawid. Ja. Ne? Vandag sal die Jode ook vir jou sê, dat Christus is 'n mens. Hy is nie 'n goddelike figuur nie, hy is 'n profeet soos 'n Moses. Alright? Hy is die seun van 'n mens. Uit sy nageslag uit. Alright? Maar Jesus sê toe vir hulle, sê, maar Dawid het uit die gees gespreek, toe hy gesê het, die Here het vir my Here gesê. Met ander woorde, die een God spreek met die ander God. En sê, sit aan my regterhand. Ja. Totdat ek nie verder. Met ander woorde, as julle sê, is dit 'n mens, hoe sê Dawid dan, dat die Here is God self? En hulle kon hom nie antwoord op nie. Want hulle kon nie onderskei nie, want jy sien, dis 'n geslag. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Hulle hoor, maar hulle verstaan nie. Alright? So Jesus bevestig dat Dawid het uit die Heilige Gees gespreek. Kyk ook wat sê 'n skrif soos, Petrus het dit ook bevestig. Kyk gou Handelinge 1 vers 16. Dit is hier waar hulle moes 'n keuse maak, wie gaan vir Judas vervang? Judas is dood, so moes hulle die lot werk. Né? En die lot het toe ons op Matteus geval, nie waar nie? Maar kyk wat sê Petrus voordat die lot werd in Handelinge 1:16. Broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid, aangaande Judas wat die leier was en die wat Jesus gevang het. Deur wie? Ja, deur wie? Deur die mond van Dawid. Die skrif moes vervul word wat gespreek was deur die mond van Dawid. Alright. En daardie gedeelte van Judas wat vervang moet word, ons lees dit daar in Psalm 109 vers 8. Ons kry ander psalms wat Dawid gespraat het oor Judas wat die een wat by die hakskeen sal byt, wat Jesus van gepraat het in Johannes 13:18. Dit vind ons ook in die psalms, daar in Psalm 41 vers 10. En so het Dawid geprofeteer deur die Gees oor Judas, wat Christus gaan mislei en wat dan vervang sal word. So, omdat Dawid deur die Gees gespreek het, sê Petrus, ons moet vir Judas vervang, want Dawid het geprofeteer, Judas sal vervang word. Alright? So ons sê, Dawid was deur die Gees van God gelei. En broer en suster, wanneer die Gees van die Here spreek, hierdie boek is deur die Gees van God geïnspireer. Dat beteken dit, is nie net geïnspireer nie, maar die boek is onfeilbaar. Dis wat Petrus sê, dis geprofeteer, so ons moet 'n plaatsvervanger kry. Ons kan nie die posisie ooplos nie. Dawid het geprofeteer. Judas gaan vervang moet word. So ons moet hom vervang, daarom het die lot gewerk. En dit gaan nie oor, hoor jy, hulle het nou nie geweet wie nie, so ons gooi nou maar 'n dice nie. Nee, daai tyd het hulle geglo dat as hulle die lot werk, dat God is 'n beheer selfs van die lot. Ja. Met ander woorde, Here, kies u dan nou self. Ons gaan net die lot werk, maar u moet 'n beheer wees van die lot. U moet kies. Ons gaan nie kies nie. En die lot het op Matteus geval, want God het dit gekies. Dit beteken nie, julle kan nou gaan die lot nou doen nie, hoor. En sê, Here, kies u nou die nommers nie. Dis, hierdie mense was deur die Gees van God gelei, nie deur 'n geluksgod nie. Alright? Asseblief, moenie sê, die pastoor sê, ons kan nou ook maar die lot gaan werk.
Alright, so as jy deur die Gees van God geïnspireer. Mense skrifte soos 2 Timoteus 3, 16, 17. Die hele woord, die hele skrif is deur God ingegee. Nuttig tot lering, tot teregwysing, tot weerlegging in geregtigheid. Nou die hele skrif deur God ingegee. Kyk wat sê Handelinge 28, 25, waar Paulus ook praat. En praat van Jesaja, wat deur die Gees van God gelei was, toe hy gesê het in Jesaja 6, toe God hom roep, dat julle sal sien en hoor, maar nie verstaan nie. Jesaja, Handelinge 28, 25. En toe hulle onder mekaar oneenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik, tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek. Tereg het die Heilige Gees Deur Jesaja tot ons vaders gespreek. Sien, Jesaja deur die Heilige Gees gelei. En dan gaan hy verder om te sê dat hierdie volk het stom geword hulle hoor. So ons sien, profeet op profeet was deur die Gees van God gelei. Hierdie boek is meer as 'n menseboek. Dit is deur die Gees van God geïnspireer. Miskien nog net so een versie daar, maar die 1 Petrus 1, vers 21. 1 Petrus 1, 21. Miskien kan ek jou wie daar doen. Kom ons kyk, dis die vinnigste. 21. Ja. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid Sê by 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, 21. Ja. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe en die heilige mense van God gespreek. Hoor julle dan? Deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Dis nie deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Hierdie boek is nie 'n menslike boekie. Dis God se boek. En alles in hierdie boek sal vervul word. So oor en oor en oor in hierdie Bybel word vir ons die bewys gegee dat hierdie boek is geïnspireer en dat dit vervul sal word. Nou broer en suster, jy weet hierdie mense wat so sê dat hierdie Bybel is 'n menslike boek. Kan ek net vir hierdie mense ietsie sê? Wat sê dat die Bybel is 'n menslike boek? Minstens as jy dit wil glo, moet jy daarom dit kan sê dat die mense wat hierdie boek geskryf het, moes die slimste mense gewees op die gesig van die aarde. Waaragtig. Dis 'n klomp slim mense wat hierdie boek geskryf het. Weet jy hoe sê ek dit? Want hierdie boek is geskryf deur 44 verskillende skrywers. Oor 'n tydperk van 1500 jaar. Dis 'n klomp slim mense. Weet jy hoe is hulle so slim? Want hulle skryf oor so lank tyd. En tog vind jy, dit is 'n aaneenlopende storie. Dis 'n aaneenlopende storie met 'n goue draad. En dis 'n storie wat die toets van tye deurstaan het. Dis 'n storie wat die grootste kritiek al ooit wat teen 'n boek aangehits was, oorleef het. Hierdie is 'n boek wat so relevant is tot vandag toe, dat mense by die miljoene hulle geloof anker in hierdie boek. Daar is geen ander boek in die geskiedenis ooit geskryf wat soveel miljoene der miljoene mense geïnspireer het om reg te wil leef en reg te wil doen nie. Geen ander boek het dit nog ooit reg gekry om soveel mense te rig op 'n weg waar hulle reg wil leef en reg wil doen. Mense, hierdie boek is 'n merkwaardige boek. Dis nie sommer enige boek nie. So laat ek net vir die mense so sê dit wat dink is 'n menseboek. Hoor jy herken daarom, jy moet herken. Dis 'n klomp genies wat hierdie boek geskryf het. Wie onthou van Voltaire? Voltaire was eintlik hy was eintlik 'n ateïs. Ek weet daar's baie gesprek oor hom, maar hy was eintlik 'n ateïs. En hierdie Voltaire het boeke geskryf. En hy het 'n verklaring gemaak en gesê dat deur sy geskrifte sal hy dit vermag om binne 100 jaar Christendom te reduseer tot net 'n gedagte.
Want hy gaan bewys dat Christendom is net menslike stories. Dis 'n menslike instelling. En binne, ken jy die storie? Né? En hy het gesê oor 100 jaar. Hy maak dit sy missie met sy boeke, dat oor 100 jaar sal Christendom null and void wees. Guess what? Voltaire was gebore in 1694. Hy het gesterwe, hy was op 83 jaar, ek dink was hy dood, iewers daar in die laat 1700s. Hy het gesê 100 jaar, dan sal Christendom 'n gedagte wees. Weet jy wat het gebeur? 100 jaar later, die huis waarin Voltaire gebly het, was verkoop aan 'n Bybelgenootskap. Hulle het 'n Bybelpers begin binne in Voltaire se huis. Hulle versprei Bybels uit die een van die grootste ateïste van die 17de eeu. Is vandag 'n Bybelpers wat hulle Bybels druk en versprei. 100 jaar nadat hy gesterf het. En julle wil vir my sê, dis toeval. Nee, toeval lig. Toeval lig. Moenie vir my sê, luister, kom ek gee julle gou, weet wat is een van die grootste bewyse dat hierdie Bybel is meer as net 'n boek? Die profesie. Mense, besef julle, 27 tot 30% van hierdie boek is profesie. Jy het geweet, 1/3 van die Bybel is profeties. Wat 'n ander boek kan dit sê? As boeke wat dit traai, maar hulle is so onakkuraat soos nog iets. Hierdie boek se akkuraatheid is 100% op al sy profeseë. Dis 'n boek van, kyk gou, Martie, ek het nog 'n bietjie tyd. Kyk gou. Jesaja 46, vers 9 en 10. Wat sê God met betrekking tot sy vermoë om te kan sê wat gaan gebeur nog voor dit gebeur? Hoor gou wat sê God. Jesaja 46, vers 9 tot 10. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Dat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Die Here sê, hey, ek verkondig die einde van die begin af. En dit wat nog nie bestaan nie, in soveel woorde. Maar, jy sien, mense, God leef buitekant tyd. Dit is asof hy die hovers above time. En nog voor hy die aarde gemaak het, het hy al direct geweet wat die einde gaan wees. Ons sing ons sy liedjie, the lamb that was slain from the foundations of the earth. Nog voordat die fondasie van die aarde gelê was, het God al geweet die lam sal geslag word. Dit is nie fantastisch. Hy ken die einde van die wêreld. Hy kan vir jou sê wat gaan gebeur 10 jaar van nou af in jou lewe, Michael, want hy was klaar daar. Mense, is dit nie moeite werd om jou hand in so God, of om jou lewe in so God se hand te sit? Sê, Here, U weet ons. U weet presies. Hoekom is ek so bekommerd? Kyk gou. Jesaja 41. Wat sê God oor vals profete? Oor wat dink hulle profeteer? Nee, hoor gou. Jesaja 41 vers 21 tot 23. Bring julle regsaak voor, sê die Here. Bring julle bewysgronde aan, sê die koning van Jakob. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge, hoe danig hulle was, sodat ons daarop kan ag gee en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor. Hoor hy daag die vals profeet, hy sê, julle wat so sê, julle profeteer. Kom sê bietjie vir my. Maak aan my bekend wat gaan gebeur in die toekoms, sodat ons kan agslaan op, dat ons kan sien of julle eg is. Luister, as julle wil weet of 'n profeet vandag waar of vals is, laat ons 'n bietjie profeteer en sê vir my, wat gaan volgende week gebeur in my lewe? As dit gebeur, dan sal ek jou glo as 'n ware profeet. Hierdie profete wat vandag, luister man, almal het Facebook, ek het hulle almal uitgevang. Hulle wat so profeteer, hulle gaan kyk jou profiel op man. Dan sê hulle, wow, ek sien in die gees, 'n M. Ja, dis my vrou, Marie.
O ja, jy sien, ek's 'n profeet, né? En jy 3 kinders. Ag luister man, hulle gaan kyk dit op jou profiles. Mense, pas op vir profete wat hulle vandag uitgee as ware profete. God daag hulle uit sê, kom, sê bietjie vir my wat gebeur in die toekoms. Dat ons kan kyk, ons kan agslaan op jou, né? Kyk gou wat het Jesus self gesê. Johannes 14 vers 29. Jesus het ook geprofeteer en hy sê toe vir hulle, want hy het geprofeteer oor sy dood. Toe sê hy vir hulle in Johannes 14, ek sê dit goed vir julle sodat julle kan weet wie ek is. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Yes! Sodat julle kan glo in my. Hy sê, glo in God, glo ek in my. Hy sê, en ek gaan vir julle bewys, ek is die Christus. Ek gaan vir julle sê wat met my gaan gebeur. Ek gaan vir julle sê, hierdie tempel gaan afgebreek word. Maar binne 3 dae gaan ek hom opbou. Ek sê dit vir julle voor die tyd. Hulle het eers gedog, hy praat van die tempel. Hy sê, hy gaan praat van die tempel van sy liggaam. Nee? En hy sê, ek sê dit vir julle voor die tyd. Sodat wanneer dit gebeur, dat julle kan glo. Halleluja. So Jesus self. Ag Martie, ons is nou so lekker op die skrifte. Julle hou mos van skrifte, né? Kan nooit genoeg skrif kry nie, né? Julle kan nie wag vir nog 'n versie nie. Ek het nog 'n versie, Martie. Ek het nog eene. Lees dit gou vanoggend hier. 2 Petrus 1 vers 16 tot 19. Hoor wat sê hy oor die profesie van die 2 Petrus 1 vers 16 tot 19. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot op die kom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Halleluja. So ons het nie kunstig verdigte fabels nie. Hè? Nagevolg, toe ons julle die krag en koms bekend gemaak het. Ja, ja. Wat ander woorde, hulle het die skrif geglo. Meer as hulle getuienis. Wow. Wow. Mense, luister. Dis wat God doen. God inspireer mense. Hy profeteer deur sy profete. 1000, 1200, 1500 jaar voor goed gaan gebeur. Sê hy vir sy profete dit gaan gebeur. En dan gebeur dit net so. Soos wat dit gebeur het. Dis hoekom mense kop krap. Die slim mense, hulle krap kop oor die profeet Jesaja. Hulle sê, hoe is dit moontlik dat 'n profeet kan profeteer van 'n koning wat gaan opstaan, genaamd koning Kores van Persië. En die Here noem hom sy diensknegt, wat Babylon ingeval het. Jesaja profeteer dit daar in Jesaja 41:43 van Kores. Ek weet Persië is nog eens op die map, die Babylon is die moondtyd. Dit was Assyrië toe Babylon. Hier kom 'n profeet 150 jaar voordat so iemand gebore sal of so iemand op die troon sal wees in Persië. En Jesaja profeteer oor Kores, hy noem hom by die naam. Dit is so goed, ek sê in 1820, in 2025 gaan Cyril Ramaphosa gaan die president van Suid-Afrika wees. Dit is nogal onmenswaardig, as ek het in 1820 kon profeteer. Dit is presies wat Jesaja gedoen het. En die slim mense vandag krap kop, hulle sê, dit moes 'n ander Jesaja gewees het. Dit kon nie daai Jesaja wees nie. So dis Deutero Jesaja of Proto Jesaja. Dis 'n ander Jesaja. Maar dis wat God kan doen. Dis die Jesaja. Dis dieselfde Jesaja. Jesus het dan self verwys na Jesaja, soos Jesaja die profeet gespreek het. Maar die mense wil dit nie glo nie. Maar broers en susters, dis een van die sterkste bewyse dat die Bybel die woord van God is die profesie. Die Here het geprofeteer in sy boek oor goed wat gebeur het, honderde, duisende jare later. Een van die grootste voorbeelde is Israel, wat teruggekeer het na hulle land toe. Dit was geprofeteer deur Esegiel 2500 jaar gelede. Esegiel het geleef in die 500 voor Christus. Hy het geprofeteer in Esegiel 36, 37 en 38. Die bene, wat die profete so wil sê, die dooie bene is nou jy. Die dooie bene is jy en ons moet profeteer oor die dooie omstandighede in jou. Luister, daai Esegiel 37 het 0 te doen met jou persoonlike lewe en die dooie bene. Gaan lees vers 10 en 11. Dit spreek van Israel wat eers versprei was oor die wêreld, maar wat gaan terugkeer na hulle land toe. Dit was geprofeteer 2500 jaar terug, 1948.
in my maand, ek weet nie van die tweede, derde, maak nie saakie, maar toe is Israel weer erken as 'n legitieme land, 'n onafhanklike staat, 'n regmatige staat met grense, met die ekonomie, met 'n leermag, met 'n politieke wil, as 'n volk, 'n staat. Dit was geprofeteer 2500 jaar terug. It happened. En jy hoef my sê, dis net 'n fabel. Hierdie boek is net 'n fabel. You must be blind not to see the advantage of having your eyes tested regularly. Serious nou. Besef julle, ek moet klaar. Besef julle. Daar's oor die 300 profesieë met betrekking tot Jesus se eerste koms na die aarde. Oor die 300. Weet, Micha 5, Bethlehem Efrata, waar is Jesus gebore? In Bethlehem. Bethlehem, house of bread. Die brood van die lewe, gebore in die huis van brood. Dis geprofeteer deur Micha. Jesus gaan met 'n esel in Jerusalem inry. Hoe het Jesus in Jerusalem ingery? Op 'n esel se rug. Dis geprofeteer, sê hy sê dat Jesus gaan verkoop word vir 30 sikkels silwer. Vir hoeveel sikkels silwer? Mense, dit kan mos nie wees dat jy oor goed profeteer honderde, duisende jare terug en dan gebeur dit net so. En mense, nou kom die goedes op. Ja, nou moet julle my keer, hou my vas of ek klop moet. Jo, wie julle né? Skrifte soos Jesaja 52, Jesaja 53, Matteus 22, wat alles gaan oor die lyding van Jesus, oor die sterwe van Jesus, oor die opstanding van Jesus. Mense, daardie goedes is alles net so vervul. Dis van die merkwaardigste skrifte en ek sal my hoed opheet om te sê dat dit was Jesaja 52 en 53 en Matteus 22 wat Paulus uitgepreek het vir die mense in Thessalonika toe hy Christus aan hulle kom verkondig het. Daai was die fondasieskrifte en toe hy dit verkondig, toe het die mense in Thessalonika die skrif met blydskap ontvang. Hulle het Jesus Christus geglo. Hulle het erken, hy is die Christus wat gesterf het en hulle het dit geglo en dit het gelei tot hulle redding. Tot hulle redding. Luister, die laaste ou sinnetjie van hierdie. Het jy uitgenoem, ons kan 'n hele preek uit hierdie ou versie uit. Luister. Waar is Tessalonisense? Tessalonisense 2. Hier land ons nou. Vers 13 sê. Hy sê, julle het nie as die woord van God ontvang wat ook werk in julle wat glo. Hierdie woord werk in julle wat glo. Hierdie woord waarna verwys word, verwys na die woord van God. En hierdie woord van God is in staat om te werk. Luister, hier sit bewys op bewys op bewys van mense wat sê, ek weet hoe die woord van God gewerk het in my lewe. Hier's van julle, as ek nou hierdie mic rondstuur, julle lewe was op 'n selfvernietigingspad. Weens sonde in julle lewe. Maar hier sit julle vandag. All smiles. Jy's gered. Jy's vry. Jy's gewederbaar. Alles omdat die woord van God werk in jou lewe. Jou lewe het betekenis vandag. Van die woord van God werk in jou lewe. Hierdie woord het gewerk in die lewe van die Tessalonisense. 2500 of 2 waar is ons nou in 2025. 2000 plus jaar gelede. Hierdie selfde woord werk vandag nog in julle lewe. En broer en suster, dis die woord wat ek vandag aan julle verkondig. Jesus sê in Johannes 15:3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Broer en suster, ek verkondig maar net die woord van God. Ek het niks anders om aan julle te verkondig nie. Ek is nie besig om boeke hier vir julle oop te maak. Sê, hoe het julle gelees van die boek? Nee, ek vra lees net die Bybel, asseblief. Lees die Bybel, kry liefde vir die Bybel. Lees die profeseë, lees God se wil vir jou lewe. Kry jouself geanker in sy woord, want dit is in staat om jou siel te red
en jou oor te bring uit duisternis in die koninkryk van sy wonderbare lig uit. Broer en suster, kan ek 'n kommitment kry hier vandag, dat ons hierdie woord sal ernstig opvat. Dat ons hierdie Bybel sal verteer. Moenie pastoor bekeerd wees nie, asseblief. Julle moenie my volg nie, volg die woord. Ek is maar net hier om die woord vir julle wakker te maak, om julle 'n lus te gee. Dis soos 'n ma, terwyl jy slaap, wat lekker kossies maak daar in die kombuis. Né? Jy droom nog lekker, maar skielik ruk iets vir jou uit daai droomwêreld uit. Dis die reuk van ma se kos. Ek is nie besig om die kos gaar te maak hierso. Hoor julle, is 'n aangename reuk nie waar nie. Ruik julle dit? Ruik op die brood van die leeu. Wat is lekkerder as 'n bakkery wat brood bak. Hy maak vir jou honger met lekker plaasbotter. En ek sal sê peanut butter, maar my like sal sê chocolate spread, chocolate spread. Alright. So kom ons kry 'n liefde vir God se woord. Ag, net vir die hele Bybel in jou hand vat. Vat daai Bybel, sê Here, dankie vir hierdie Bybel. Ek glo dat hierdie Bybel is die woord van God. Hierdie Bybel is in staat om my siel te red. Here, ek verlustig my in hierdie boek. Ek wy my toe daaraan om hierdie boek te verteer. Stukkie vir stukkie. Hap vir hap. Hierdie woord is my verlustiging. Ja, my ou vriend, ja, geluksalig is die man wat hom verlustig in die weer, in die insetting, in die verordeninge van die Here. Vader, ek bid vanmôre in Jesus naam, dat daar 'n vuur sal wakker word in u kinders se harte, 'n blywende vuur wat die mens sal trek na die woord van God toe. Ek bid vandag, Here, dat ons anker sal vind in die woord en nie in mense of in opinies of in die wêreld, in die bankbestuurder en die dokter daar buite. Nee, ons anker is in u, Here, en in die woord. Ons dank u vanmôre vir u. En ons buig onsself toe daaraan om hierdie woord nie net deel van ons lewe te maak nie, maar dat die woord ons lewe sal regeer. Want u is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon. Ek dank u daarvoor vanmôre in Jesus wonderbare naam. Amen.